Dis Saterdag en dankie jy weer ingeskakel het vandag by ons oordenkings. Onthou asseblief môre se dienste op die internet as ook op ETV. Skakel daarvoor in, groei saam, beleef saam. Nou ons is hele week besig om te gesels rondom die werking van die Heilige Gees. Dat God my en jou wil genees om in sy beeld en sy karakter te kan groei en gelykvormig te kan raak. En vandag se skrifgedeelte is in Romeine 8 vanaf vers 12 af. Hy sê dit so: Daarom dan broers, staan ons onder 'n verpligting, mat nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheer, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Hierdie mooi woorde, almal wat hulle self deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Ek glo elkeen van ons is kinders van God en wil ons kindskap, in ons kindskap lewe en bly leef vanuit ons kindskap met God uit. Maar wat is daar in my en jou lewe wat besig is dalk miskien om ons dood te maak? Jy sien, ons sondige praktyke, ons sondige gewoontes, ons sondes, is stelselmatig besig om my en jou weg te vat van God se droom en God se praktyke wat hy graag in ons lewens wil hê. Dis soos 'n kanker wat vreet. Stelselmatig besig om ons dood te maak en verder weg te vat van God af. Ek en jy het nodig om nee te sê vir die sondige praktyke. Ons het nodig om nee te sê vir ons sondige geaardheid, ons sondige natuur, te breek daarmee. Ons het nodig om te sterf in onsself. Nou, die Gees van God gee vir ons ware lewe. Sonde vat ons weg van ware lewe af. En in jou lewe is ook miskien 'n paar dinge wat jy nodig het om mee te breek, mee op te hou. Dinge wat jou wegvat van God af. En jy weet wat dit is. En jy is ook miskien skaam daaroor en jy is ook miskien embarrassed daaroor. Maar een van die dinge wat jy moet weet is die krag van sonde lê in die geheim daarvan. Sodra ek en jy eerlik raak oor waarmee ons sukkel in ons lewens, dan begin ons vryheid te kry. En jy het nodig ook miskien om sensitief te raak vir die stem van die Gees van God wat my en jou lei na areas of plekke in ons lewens wat ons nodig het om mee te breek. Nuwe dinge wat ons miskien moet, gewoontes ons moet aanleer, nuwe beginsels wat ons moet aanleer. Jy het ook miskien nodig om jouself verantwoordbaar te maak teenoor 'n vriend of 'n vriendin. En nou dink vir my gou-gou in watse area van jou lewe is jy besig om stelselmatig dood te gaan. En in daai area kom ek en jy fokus daarop en kom ek en jy vra vir Heilige Gees se werk. Here, kom vernuwe, kom verander in my lewe. Help my om te sterf in hierdie area en help my dat U Gees sal lewe gee in hierdie spesifieke area van my lewe. So kom ons berei ons harte voor vandag, kom ons sluit ons week af en môre gaan ons aan met ons Sondagdienste, maar kom ons sluit hierdie week af deur ons harte net opnuut oor te gee vir die Gees van God en verandering. Here, baie dankie. Dankie dat U ons kom verlos het, ons kom vrymaak het. Dankie dat ons kan kinders wees van U, maar Here, help ons om sensitief te wees vir U Gees. Here, help ons om nee te sê vir die las van sonde, nee te sê vir die dood, nee te sê vir gewoontes sondes in ons lewens. Help ons om aktief en progressief te werk teen hierdie sondes in ons lewens. Heilige Gees, kom help ons, kom lei ons, kom gee ons die krag om teen sondes te beklei in ons lewens. U nie net oor te gee en te gaan lê nie. Help dat sonde ons nie sal doodmaak nie, maar help ons deur U Gees sal lewe hê en lewe in oorvloed. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Lekker dag vir jou verder, lekker kuier saam met jou familie, jou vriende en ons mekaar weer sien. Mooi bly.